Hartlike goeiemiddag kykers en luisteraars, baie welkom weer eens by hierdie uitsending. Hierdie uitsending, kykers en luisteraars, gaan dalk 'n bietjie meer kontroversieel wees. Ek dink dit gaan 'n redelike gemengde reaksie uitlok, maar is iets wat ek al 'n geruime tyd monitor, 'n geruime tyd verwerk en by die punt gekom het waar 'n mens besef dat jy eerlikheid is die belangrikste. Om 'n ding te sê soos wat jy dit sien, dit glo, dit vir jou uit die woord uit, die wysheid wat jy vanuit die woord ontvang. En 'n spesifieke vers en gedagte wat in my die laaste tyd maal is daar in Amos 5, waar die Vader sê dat in 'n onheilspellende tyd die regverdige swyg. Jy kan dit gaan lees in Amos 5. Dis baie dieselfde toestand en situasie as wat ons nou het. En daar's geen beter leerplek om wysheid te bekom as uit die woord van God nie. Daar's nie 'n manier nie. Dis dan die woord van die Almagtige. En dit is belangrik, en daar sê hy dat in so onheilspellende tyd, dan swyg die regverdige. So die regverdige gaan staan op die agtergrond. Die regverdige maak nie geraas nie. Daar's 'n plek wat hy sê ook, moenie geraas maak in so 'n tyd nie. Verwysende na 'n tyd soos wat ons nou presies in is. Ons is in ballingskap, ons het geen regering as 'n volk nie, as deel van die boervolk van Suid-Afrika, ons het nie leiers nie, ons het nie 'n regering nie, ons is nou daar waar oom Siener kaalvoet uit die huis uit op die kouse uitgekom het en hy self gesê het, ons het in daardie tyd nie 'n regering nie. Dis nou. En die Vader het hierdie regering tans oor ons aangestel. Dit is so deur sy wil, omdat ons sy wil en sy weë en sy insettinge en sy verordeninge verlaat het. Dit is so eenvoudig as wat dit is. En ons is nou in so onheilspellende tyd, want dis die tyd waar ons gesien het met die universiteitsverkiesings, die radeverkiesings van universiteite, hoe suksesvol die mobilisasie, ek wil eintlik sê uiters suksesvol, die mobilisasie van die EFF was 4-5 maande gelede. Ons het nou die mobilisasie gesien ook nou met die hofsaak gebeure. Ons weet ook dan die mobilisasie in Natal. Ons het al heelwat video's daarvan gemaak, van die opleiding wat plaasvind, van die gedrillery en pelotons en company grootes in die stede in Natal, veral Durban en anders en elders in Natal, waar ons hierdie mobilisasie sien. So ons is voorwaar in 'n baie onheilspellende tyd. Ons is nou in 'n tyd waar die Amerikaners kwaad is vir die regering, want die regering neig meer na die Oosblok toe en die Oosblok is besig om sy greep te versterk. So daaruit gaan ook konflik kom éventueel. Nou ja, dan kyk 'n mens na optredes. Wat is ons optrede in so 'n tyd? En dis miskien waar die kontroversie sal inkom, die afgelope hofsaak met Malema. Ons moet een ding baie mooi verstaan. Dit gaan nie hier oor die instansies wat die hofsaak gevoer of gedryf of gewat ook al het nie. Want bo hulle is daar ander ouens en mense wat die touwtjies trek. Soos die Engelsman sal sê, so to speak, om dit so te stel. En daardie ouens is hierdie groter magte. Nou ons weet, wie staan agter die DA? Dis logies, ons almal weet Amerika, ons weet wie staan agter Solidariteit en AfriForum, ons almal weet, want hulle was tog in Amerika by die Withuis, hulle daar gaan besoek aflê. Dit is 'n maklike een, nee, ons hoef nog nie hier te wonder oor niks nie, oor die bondgenootskap nie. Nou ek wil net vir die mense sê, en ek sê dit met respek, ek sê dit ook nie in hoogmoed nie, ek sê dit in nederigheid. Ons moet versigtig wees om staat te maak op strydwaans van ander lande of volke of magte. As 'n volk wat nog altyd ons roem dat ons skuil by die Allerhoogste. Dis belangrik, want dan maak ons op hom staat. Ons moet die besluit neem. Wat ek vir u wil sê, en ek gaan 'n voorbeeld noem. Ons het nou in Oekraïne gesien, hoe Amerika, wat nou ook hier agter hierdie dryf staan, aan die einde van die dag, noem dit nou, maar ek probeer dit baie vereenvoudig, ek kan dit baie ingewikkeld maak, maar ek wil dit juist vereenvoudigend probeer oordra. En in hierdie onheilspellende tyd, sal hierdie ouens dat die proxy-magte, die wat bereid is om, wat by die Withuis was, wat bereid is om deur hulle gedikteer te word,
en in aanhalingstekens, ek wil sê aanhalingstekens, gehelp gaan word. Beloftes, ons gaan help. Doen dit, ons staan agter julle. Doen dit, ons stuur daar die troepe wat ons begin voorberei vir Suid-Afrika. As instrukteurs, as dit, as opleiding en wat ook al daarmee saamgaan, né? Wat ek in video's vir u gesê het, ons die inligting van gekry het. So hier is die beloftes, oppas vir beloftes. Ons het gesien, ek gaan 'n voorbeeld gee, 'n vars, nuwe. In die Oekraïne het ons gesien hoe die Amerikaners in die begin hierdie geweldige beloftes van geweldige ondersteuning in Oekraïne, wat tans nie die geval is nie. Onmiddellik is die fokus, die prioriteit verskuif na die Midde-Ooste, na Israel, Iran. Ons weet almal, ons sien hoe die een vliegdekskip na die ander nou gaan na die Iranse, die Persiese Golf en die Indiese Oseaan en alles daarmee saam. Ons sien dit nou reg voor ons oë, so onmiddellik is daar klemverskywing en in 'n sekere opsig, en jy kan artikels gaan lees daaroor en video's kyk daaroor, is die Oekraïners, Zelensky en Oekraïne dan nou as sulks onmiddellik amper weesgelaat, né? En NAVO, die res van NAVO wil ek nou amper sê, Brittanje, Frankryk, die res van Europa moet nou half hierdie saak van Oekraïne beredder. So my punt wat ek hier wil maak. En Zelensky het dit by geleentheid gesê. Hy het gesê, julle het beloftes aan my gemaak. Toe ons 3 jaar gelede op die punt was om 'n vredessituasie te onderteken of te hanteer, het julle ingekom en gesê, nee, ons sal jou voorsien van alles wat jy wil hê. Uit die monde van Zelensky homself, jy kan die video's gaan kyk. En nou, waar staan hy nou? Nou ons moet baie mooi verstaan, hierdie groot magte, kykers en luisteraars, voel vir hierdie boervolk, vir die Afrikaner volk, vir die blanke volk van Suid-Afrika, vir die swartes, vir die Khoisas, vir die Zulus, niks. Hierdie magte gaan oor hulle eie gewin, oor die elite, oor die hulpbronne, oor die strategiese, ek verstaan dit, ek verstaan waarvoor hulle veg, maar dis juis in so 'n tyd wat die Vader vir ons sê, in Amos, in so ons onheilspellende tyd, dan swyg die wyse, die regverdige sê hy, né? Die slim ou, maak nie 'n geraas nie. Ek sien hoe die sekere instansies is wat lief is om geraas te maak. Wat maak sulke instansies wanneer die momentum ver genoeg gebou het in Suid-Afrika onder die revolusionêres, die EFF, Umkhonto we Sizwe, die radikale element van die ANC en dan natuurlik die plakkerskampe, die jeug, die skoolkinders wat ons sien Malema nou die dag gaan toespreek het. As redes hoekom hy dit toespreek, maar kom ons gaan nie nou in daai rigting in nie. So wanneer hierdie saak, en hy gaan momentum kry, want die profesie sê dit vir ons, is dit môre, is dit oor 'n week, is dit oor 'n maand, is dit oor 6 maande, ek weet nie. Ek weet die profesie gaan in vervulling kom. Dat weet ek wel. Daar's geen twyfel in dit nie. My punt vanoggend hier, kykers en luisteraars, is, ons moet versigtig wees. Ek sien hoe daar altyd, selfs mense, wil ek amper sê, in ons eie inisiatief, noem dit nou maar Suidlanders, wat sal wil hê ons moet meer geraas maak, en bemark, en advertensie, en ek wil amper die Engelse woord gebruik, afshow, imponeer, beïndruk. En dis presies wat die woord van God sê, in so onheilspellende tyd, dan swyg die regverdige. Jy maak nie geraas nie. Jy maak nie daai geraas nie. Hier's mense wat, ek sê vir u, daar was vir my ander maniere. Nou ek sê weer, wanneer ek hierdie, ek sien dit as foute, en ek sê dit met respek, en ek sê dit in nederigheid, want ek kom uit intelligensie uit. Ou was in sekere situasies betrokke, kennis van geneem, ondervinding van gehad, en ek sou nie die Malema situasie so hanteer het nie. Daar's nie 'n manier nie, want dis letterlik 'n uitlokking, 'n provoking tipe van aksie, 'n provoking act, om 'n blanke regter, die klaande party, AfriForum, Solidariteit, dis so rasgerig, opsweepend potensiaal, as wat jy kan kry. En al het die sulkes, wat dit dryf, beloftes van Amerika,
Moenie baie staat maak op beloftes. Ek kan vir u daarvoor ook wysheid en kennis uit die skrif uitwys van wat met God se kinders gebeur het wanneer hulle so staat gemaak het op ander. Maar ek sê weer, kykers en luisteraars, ek verbaas my, daar was ander meganismes wat ek verseker, wat ek nie oor die lig sal sê nie, maar wat ek sekerlik sou inspan. Sou ek 'n punt wou bereik waar 'n mens iemand wil sy politieke vermoë uit te doof, minder effektief te maak. En ek wil amper sê, en ek gaan dit sê, ek sien hier word foute gemaak. En al hoekom ek hierdie foute verstaan, want dit is intelligente mense hierdie, wat hierdie foute maak. En al hoekom ek dit sal verstaan, is dat die profesie moet in vervulling gaan. Jy moet geweld uitbreek in Suid-Afrika in terme van die profesie. Jy moet onstabiliteit in terme van die profesie, sowel as vir die Amerikaners, vir die Wesblok, vir die Deep State, vir die nuwe wêreldorde, om 'n staatsregeringsverandering hier teweeg te bring. So, ek verstaan die spel. Ek verstaan nie wanneer ons leiers, noem dit so, ek wil amper sê, of hulle laat misbruik deur hierdie groot magte, en dan moet jy onthou, die geweld gaan na u en my toe kom. Want u en ek word geassosieer met solidariteit, AfriForum, Withuis, Amerika, DA, White Monopoly Capital, Stellenbosch Elite. Dis waarmee u en ek se kleur, of jy 'n Suidlander is, wat nie 'n party wil wees in hierdie konflik nie, wat nie 'n rol speel in hierdie konflik nie, wat soos Amos vir ons sê, die regverdige swyg in so onheilspellende tyd. Nou, ons is nou in 'n onheilspellende tyd. En as dit nou tyd om te swyg. Dis wat die woord sê, sien wat ek sê nie. En ek sien die logika rondom dit. Want jy trek nou aandag op jou, wanneer jy geraas maak. Wat die Bybel sê, 'n wyse man, 'n regverdige nie doen, in so tyd nie. Wat sin maak, want die oomblik wat hierdie momentum te groot raak, die jeug van die massas, die radikales van die partye van die massas, EFF en Kontowisizwe en andere, en die ANC, ek wil 'n gesig van hom siener sê, maar ek lê hom nie in hierdie opsig uit nie. Ek interpreteer hom nie so nie, maar is 'n baie gepaste een waar hy sê, hulle goed uitgewerkte planne loop skielik skeef. Nou al wat ek gaan sê is, hierdie Weste, Elite, Nuwe Wêreldorde, DA, Solidariteit, AfriForum se goed uitgewerkte planne kan dalk baie skeefloop. En as dit skeefloop, en dis hoekom die woord sê, swyg in so tyd. Want wanneer dit skeefloop en die geweld breek uit, word u en ek as gevolg van ons kleur betrek en gaan ons die houe vat, die hammering vat, verskoon die Engelse woorde, die shots vat, vir die mense wat dit dalk net beter dan begryp, wanneer ek dit meer omskryf in Engels en Afrikaans. Ek hou nie daarvan om te meng nie, maar ek doen dit ter wille van om dit duidelik oor te dra. Dan die oomblik wanneer daardie momentum, daardie goed uitgewerkte planne skeefloop, en hierdie revolusionêre radikale magte die oorhand kry in 'n geweldsituasie, waar plaas dit vir u en vir my? Want dan word ons geassosieer, en ek sê weer, daar was ander meganismes om 'n doel te bereik, om 'n spesifieke politieke groepering, 'n spesifieke individu se vermoë uit te doof, koue water daarop te gooi, en dit was nie die meganisme nie. Hier gaan 'n reaksie hier uitkom, jy gaan dit sien. En my bekommernis is, of hier is mense wat hulle willens en wetens laat misbruik of gebruik, dit of weet, en dan sê ek net, onthou net, u staan aan die voorpunt van die lewens van baie mense. En ek weet nie of ek dit moet sê nie, maar kom ek sê dit, ja. Ek het iets 'n tyd gelede gekry, waar God gesê het, ek sê dit nou in my eenvoudige woord, staan op die kantlyn. Ek, met 'n hoofletter, die Vader, is besig om 'n gat te grawe vir die goddelose. Weet jy wie is hy goddelose?
wit en swart, wat nie meer ernstig voor God die knie buig nie. Wit of swart, maak nie saak nie. Dis vir wie God 'n gat sal grawe. Want hy grawe nie 'n gat vir sy kinders nie. Hy grawe nie 'n gat vir die wat by sy naam skuil nie. Hy grawe nie 'n gat vir die wat probeer om sy insettinge te hou nie. Hy grawe nie 'n gat vir die wat hulle wysheid probeer uitput uit sy woord uit en dit afsmeek deur gebed nie. In nederigheid, in afhanklikheid, in danksegging. Hy grawe nie vir hulle gat. En ek sê vir u, dis wat ek gekry het. Al het ek dit nie gekry nie, dis wat ek sien. Ek sien, hier word gate gegrawe, hier word galge gebou, waaraan mense self gaan hang. Want ek sien nie briljantheid, ek sien nie wysheid, ek sien nie strategiese potensiaal. Mense, ek wil nie afkraak nie. Ek sê vir u, dis wat ek sien. En ek dink elkeen van u kan in die kommentare sê, gaan u nie saam met my stem, dat blankes val vir Malema aan, 'n blanke regter, Malema word skuldig bevind, die ou wie se wapen dit is wat hom van gegee het, is skotvry. Ek vat nie Malema se kant nie. Ek ontleed vir u en ek gee vir u die risiko's wat hierdie optrede en risiko's wat lynreg teen is wat die woord sê in so 'n onheilspellende tyd, dan swyg die regverdige. Hy maak nie geraas nie. Hou op geraas maak. Organisasies ook wat geraas maak om te adverteer en te dink, oppas. Daai geraas kom soos 'n boemerang terug na jou toe. Wees rustig. Elke ding sal nie op die Vader se tyd, op die profetiese tyd, deur die Vader so verordeneer en so bepaal. Sterkte en seën, dankie vir 'n goeie gesels. Ons praat weer. Totsiens.